that was shown to me. I am flawless, covered by grace. I am dauntless for all of my days. I'm free, called to transform this place. I am changed. I am flawless, covered by grace. I am dauntless for all of my days. I'm free, called to transform this place. I am changed. I'm called by the Father, saved by the Son, and His Spirit lives in me. I'm dead to my sin, for I live in the light. Through Jesus I can see. Tot ek opstaan, tot ek weer gaan lê, sal ek sing oor die goedheid van God. My lewe lank sê getrou, my lewe lank sê net so goed. Met elke asem wat ek oor het, sal ek sing oor die goedheid van God. Die stem met ek lief, die rivier hier lei my in die donker nag. Naby my soos niemand anders. Ek ken nie as 'n vader, ek ken nie as 'n vriend, en ek leef in die goedheid van God. My lewe lank sê getrou, my lewe lank sê net so goed. Met elke asem wat ek hoor, sal ek sing oor die goedheid van God. Die goedheid het volg my, waar ek ook gaan volg het my. Die goedheid het volg my, waar ek ook gaan volg het my. Met my lewe hier aan U oorgegee, my alles net vir U. Die goedheid het volg my, waar ek ook gaan volg het my. Die goedheid het volg my, waar ek ook gaan volg het my. Die goedheid het volg my, waar ek ook gaan volg het my. Met my lewe hier aan U oorgegee, my alles net vir U. Die goedheid het volg my, waar ek ook gaan volg het my.
my lewe lank is U getrou, Heer. My lewe lank is U net so goed. Met elke asem wat ek oor het, sal ek sing oor die goedheid van God. My lewe lang is U getrou, Heer. My lewe lang is U net so goed. Met elke asem wat ek oor het, sal ek sing oor die goedheid van God. Sal ek sing oor die goedheid van God. Sal ek sing oor die goedheid van God. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd, God van die eeue, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons lief het, altyd getrou. Heilig, heilig, Heer God, almagtig, waardig is die Lam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer. Kom U toe, o Heer. Ons is gebroke, U die geneeser, Jesus verlosser, redder en vriend. Ons vra die vrae, U is die antwoord, ons die verdwaaldes, U is die weg. Heilig, heilig, Heer God, almagtig, waardig is die Lam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer. Kom U toe, o Heer. En heilig, heilig, Heer God, almagtig, waardig is die Lam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer. Kom U toe, o Heer. Welkom by NG Komati. Ons is opgewonde dat jy deel is van die NG Komati familie, vir die eerste keer hier is en vir elkeen wat aanlyn inskakel. Hier is plek vir jou, waar jy kan tuis wees en behoort. Mag jy lekker koffie drink, kom ervaar en aanbid.
Mag jy intens bewus wees van die Here se teenwoordigheid, van sy werking in jou lewe en Jesus liefde ken. Ons deel graag met jou 'n paar afkondigings. By NG Komati streef ons daarna om buitengewoon te leef in en deur Christus. Saved by the Son, and His Spirit lives in me. I'm dead to my sin, for I live in the light. Through Jesus I can see. I'm called by the Father, saved by the Son, and His Spirit lives in me. I'm dead to my sin, for I live in the light. Through Jesus I can see. I am flawless, covered by grace. I am dauntless. For all of my days I'm free, called to transform this place. I am changed. I am flawless, covered by grace. I am dauntless. For all of my days I'm free, called to transform this place. I am changed. I'm free, called to transform this place. I am changed. Your glory fills the earth. The stars pour out your praise. Your great and matchless worth, our hearts cannot contain. Oh, not our will, but yours be done on earth as it is in heaven. Father,
ons ook regtig tot seën wees en mag ons ook vermoere ervaar hoe die Here ons versterk en hoe die Here ons bemoedig en hoe die Here ons dra en ook hoe die Here in en by ons is. Ek hoor so baie van die kerkraadslede vertel, eers 2:30 in die bed ingekom, so ons is regtig dankbaar vir elkeen van julle wat hier is. Ek wil graag vra dat ons hierdie geleentheid gebruik om so ook ons dankbaarheid en ons vriendelikheid met mekaar te deel. As jy nog nie die persoon voor of langs jou gegroet het en verwelkom het nie, hier is 'n geleentheid om dit ook so te doen. En as die persoon aan die slaap raak, knyp hom of haar net wakker en kom ons groet mekaar net vriendelik en dra ek vandag se byeenkoms op aan die Here. So. As jy vandag vir die eerste keer hier by ons is, baie welkom aan jou. Of as jy vandag vir die eerste keer aanlyn inskakel, ook welkom aan julle soos ek vroeër gesê het. Ons deel graag spesiale momente en verjaarsdae is 'n baie spesiale moment in ons lewens want ons dank die Here vir elke dag. Ons dank die Here vir elke asemteug en vir elke oomblik wat hy vir ons tyd op die aarde moontlik maak. So ons vier dit as gemeente saam. So ek wil graag hoor wie verjaar vandag of in die komende week. Is daar enige verjaarsdae? Daarso by Tannie in die week. Ja, baie geluk met Tannie. Frans, as jy asseblief net vir die Tannie sjokolade sal gee, is daar agter op aan by Marie. O, daar, baie geluk ook by Tannie. Mag Tannie ook die goedheid en die guns van die Here beleef en ervaar. Is daar nog iemand? Daar was nog 'n hand. O, was dit net om te wys. Ja, as jy aanlyn inskakel en jy het 'n verjaarsdag, baie seën ook vir julle lewensjare. Mag julle ook die genade van die Here en sy seën in julle lewensjare ervaar. Kom ons hoor enige huweliksherdenkings vandag of in die komende week. Niemand in huis nie. Ja, as jy aanlyn inskakel en 'n huweliksherdenking het, ook baie seën vir julle. Dankie dat julle saam met mekaar die pad stap. Ons weet dat ons huwelike God se beste plan vir ons lewens is. So ons dank die Here vir ons lewensmaats en vereer hom ook daarvoor. So ook baie seën vir julle huwelike. Vriende en familie, ja, waar sal mens begin na 'n dag soos gister? Toe ons so saam gebid het, toe sê een van die ouderlinge in sy gebed vir die Here, dankie is nie eers genoeg nie. Dalk moet ons dit sterker uitdruk en sê opregte dank, opregte waardering vir dit waarmee die Here besig is, dit wat hy doen en dit wat hy deur jou moontlik maak. Maar ook baie dankie dat jy gehoorsaam is en baie dankie dat jy beskikbaar is. Dankie dat jy gee, dankie dat jy dien, dankie dat jy opoffer en dankie dat jy 'n verskil maak. Dankie dat jy skyn en dat jy hoop is en dankie dat jy help om sy koninkryk hier in Komatipoort ook te vestig. Dankie dat hy jou gebruik vir 'n groter plan en 'n groter droom en dankie dat jy 'n instrument en 'n kanaal is waardeur hy kan werk, sy ambassadeur. Dit is so groot voorreg wat ons het om dit ook met mekaar te kan deel en dit saam te kan doen. En ons vereer hom daarvoor. So met opregte harte wil ons vir die Here baie dankie sê. Kan ek vra dat ons net 'n handeklap gee vir die Here, applaus gee vir dit wat hy doen. Dit is net so wonderlik en dankie vir elkeen wat iemand genooi het, wat 'n bydrae gelewer het. Julle kan julleself 'n klop op die skouer gee. Julle word raak gesien en julle word waardeer. Ek het gister gedeel waar ons gedink het gaan te min wees, het dit net aangekom en het die boere net gebring en het die dames en die tannies net gebring en
Ek sê gister vir iemand, Vrydag het mens gewonder of mens die ruimte gaan vul en Saterdag was hier nie meer plek nie, was hier nie plek vir 'n muis nie. En die Here word daardeur vereer en daarvoor vereer. Ons sien hoe hy aan die werk is. So baie dankie. Kom ons word stil en ons dink aan sy goedheid, maar ons dink ook aan hulle wat swaar kry tye beleef en wat dit moeilik het. En ons as kerkraad het ook vandag vir Tannie Ronel gebid en ons bid vir haar en ons dra haar en haar gesondheid op aan die Here, haar emosionele welstand op aan die Here en ons bid en dra ook die emosionele welstand van Tannie Margaret en die Forsie familie en die Maree familie op aan die Here en ons vra die Here om hulle te dra, want ons weet dat Johan Maree gister oorlede is en ons bid dat die Here vertroosting ook vir hulle sal bring. So sal julle die gebedslys op die skerm sien verskyn. Kom ons dra mekaar ook op aan die Here en ons bid en vra dat die Here ook hulle almal sal seën en vir hulle herstel moontlik sal maak en hulle sal genees. Ek wil graag vra dat ons stil word en dan gaan ons hierdie byeenkoms ook opdra aan die Here. Almagtige Vader, dit is so groot voorreg wat ons het om saam met mekaar hier by mekaar te kan wees. Ja Here, ons wil U vereer vir hierdie oomblik. Ons wil U vereer, Here, dat ons bewus kan wees van die werking van die Heilige Gees in ons. Die Heilige Gees by ons, met ons. Ons wil bewus wees van U krag, van U teenwoordigheid, van U hier met ons, van U alomteenwoordigheid. En ons dankie Here dat U die Almagtige is, wat ons elkeen gevorm het en geskep het en ook deur die Gees met ons en in ons is. Dankie dat U ons bemoedig, dankie Here dat U ons versterk, dankie Here dat U ons kragtig en ryklik seën en ons dra en saam met ons die lewenspad stap. En sê vir U dankie Here dat ons as gemeente met dankbare harte vandag by mekaar kan wees en met dankbare harte Here, U kan vereer vir 'n fantastiese fees wat ons kon gehad het. Dankie dat hierdie gemeente vir 'n gemeenskap kon wys dat ons hierdie gemeenskap liefhet. Here, dat ons ruimte maak vir kerk los, kerk stikkend, kerk kwaad, kerk seer en verlore mense. Here, dat ons ruimte kan maak vir hulle wat nog nie 'n tuiste het waar hulle kan behoort nie. Dankie Here vir elkeen wat dit moontlik gemaak het, vir elke borg, vir elke donasie, vir elkeen wat gegee het en 'n verskil gemaak het om die dag moontlik te maak. Ons dra ons boere op aan U en vra Here dat U ons boere ryklik sal seën. Ons dankie Here vir ons boere en vir hulle plase en vir elke personeel wat vir hulle werk, Here. En ons vra Here dat U hulle sal dra en Here dat U hulle sal ondersteun, Here, dat U hulle besighede sal seën. Dat U vir hulle die saad sal gee, Here. Dankie vir die saad wat hulle saai, Here, en dat U, Here, ook hulle vooruit seën, Here, met U genadegawes. Met U genade en dit in oorvloed doen. Ons bid en vra Here dat U ons gemeenskap ook sal seën. Dankie vir elkeen in ons gemeenskap, vir almal Here wat deel is van hierdie beweging wat die kerk genoem word, van hierdie weg. Dankie Here dat U ons gebruik en dat ons vir U kan vra om ons elkeen ook te seën. Ons bid en vra Here dat U ook hierdie gemeente sal seën met sy beplanning, met sy aktiwiteite, met sy samesyn, met sy drome en sy visie.
dat U ons sal seën, Here, met dit waarmee ons besig is, en dat U die eer sal kry, dat ons U sal verheerlik deur alles wat ons doen. Ons bid en vra, Here, dat ons sal gehoorsaam wees aan U roepstem, en sal uitleef wat U van ons vra om te doen. Ons dra sy lidmate op aan U, hulle wat swaar kry, ons bid en vra, Here, om met hulle te wees, Here, en vra dat U hulle sal ondersteun. Ons dra elke persoon wat verjaar op ook aan U, en vra, Here, dat U hulle lewensjare ook ryklik sal seën. Here, seën ons sin, versterk ons. Here, voeg by ons by. Ons bid, Here, vir die arbeiders van die oes, ons wat die arbeiders is, en vra, Here, dat U ons ryklik sal seën. Ook waar ons hier vanmôre bymekaar is, en hierdie byeenkoms opdra aan U, bid ons en vra ons, Here, dat U dit sal seën, en dat U die eer sal ontvang. Waar ons saam sing, waar ons U naam loof en prys, dat dit tot eer en verheerliking van die groot en die heilige naam sal wees. In Jesus se naam. Amen. Ons glo in ongeforseerde aanbidding, maar wil jou nooi om saam met ons te staan in die naam van die Here groot te maak. Kom ons loof en prys saam. Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig, in duisternis met vlug. Begin in die einde, begin in die einde. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand. Begin en die einde, begin en die einde. Die God uit drie in een, ons Vader, Gees en Seun. Die leeuw en die lam, die leeuw en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Dis die naam bo elke naam, waardig is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Want dis die naam bo is ons God. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God.
hoe groot is ons God. Ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God. Here Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. In U liefde en genade het U ook ons hand kom vat. Heer, U leiding bring bevryding, U het ook my hand kom vat. U het ook my hand kom vat. U my Redder, groot en magtig, U het my ook raak gesien. Ek is feilbaar swak, onseker, tog wil ek U dankbaar dien. God my Here, U is Here, vas kan ek op U vertrou. Vas kan ek op U vertrou. Lei my Heer na die bestemming, in U woord my opgedra. Laat my leef en werk met vreugde, want dit sal volharding vra. Heer, U leiding bring bevryding, al ons skuld het U gedra. Al ons skuld het U gedra. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd, God van die eeue, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons lief het, altyd getrou. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat regeer. Al die lof, aanbidding en ere kom U toe, o Heer. Kom U toe, o Heer. Ons is gebroken, U die geneeser, Jesus verlosser, redder en vriend. Ons vra die vrae, U is die antwoord. Ons die verdwaaldes, U is die weg. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat regeer. Al die lof, aanbidding en ere kom U toe, o Heer. Kom
magtig, waardig is die lam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer, kom U toe, o Heer. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my, U potte bakker, met my die klei, vir my en maak my, net soos U wil, op U vertrou ek, nederig stil. Hou my lief, Heer, U wil met my, laat ek nie doelloos, nutteloos bly. U is die lewe, wil my herskep. U wil die beste, net U kan red. U wil die beste, net U kan red. Hou my gewillig onder U hand, lei my emosies, krag en verstand. U wil ek lief hê, navolg en eer. U is almagtig, U moet regeer. U is almagtig, U moet regeer. Hier en nou. 'n Reis deur die psalms om God in die hier en nou van my lewe te ontdek. Hoe gaan dit? Regtig. Nie die antwoord wat jy vir almal gee nie, maar die antwoord wat diep binne in jou leef. Ons leef in 'n wêreld waar baie mense glimlag aan die buitekant, maar van binne worstel met vrees, angs, teleurstelling, eensaamheid, skuldgevoelens of moedeloosheid. En dalk dink jy as gelowige jy behoort nie so te voel nie. Maar die psalms vertel 'n ander storie. Die boek Psalms is baie meer as net mooi gedigte. Dit is die eerlike dagboek van mense wat God gesoek het te midde van die werklikheid van die lewe. Binne hierdie bladsye vind ons vreugde en dankbaarheid, maar ook vrees, hartseer, woede, twyfel, eensaamheid, teleurstelling, skuld, afwagting en hoop. En die wonder is, God het nie hierdie gebede uit die Bybel verwyder nie. Hy het dit laat opteken, omdat hy weet dat emosies deel is van ons menswees. Die psalms herinner ons daaraan dat geloof nie beteken om voor te gee alles is reg nie. Ware geloof beteken om met elke gedagte, elke emosie, elke las en elke stukkie pyn na God toe te kom wat jou volkome ken en onvoorwaardelik liefhet. Lank voordat sielkunde emosionele prosesse begin beskryf het en neurowetenskap die menslike brein begin bestudeer het God reeds vir ons in die psalms 'n pad gewys na emosionele welstand. Keer op keer sien ons dieselfde patroon. Die psalmdigters erken eerlik wat hulle voel. Hulle roep na God. Hulle herinner hulle self aan sy trou.
en hulle kies om hom te vertrou. Dikwels lank voordat hulle omstandighede verander. Dit is presies waaroor hierdie reeks gaan. Hier en nou is 'n reis deur die psalms waarin ons gaan ontdek hoe God ons ontmoet. Nie eendag wanneer alles beter is nie, maar hier en nou. Saam gaan ons leer hoe om ons emosies nie weg te steek of te vrees nie, maar om dit na God toe te bring sodat hy ons harte kan genees, ons denke kan vernuwe en ons vreugde kan herstel. Want ware vreugde word nie gevind wanneer die lewe perfek is nie. Ware vreugde word ontdek wanneer ons God ontmoet, hier en nou. Pak die reis deur die psalms aan en ontdek God in jou, by jou en naby jou. Vader, dit is so groot voorreg wat ons het om U naam te kan loof en te kan prys en te kan vereer, Here, vir die goedheid en die grootheid en U almag. Dit is 'n groot voorreg wat ons het om 'n dankbare harte vandag by mekaar te kan wees en na U woord te kan luister. En ons bid, Here, dat U woord vir ons kragtig sal oopbreek, Here, dat U Gees, Here, kragtig in ons lewens aan die werk sal wees. Dat U Gees, Here, elke hart en elke gedagte vermoere ook in die hier en nou sal aanraak. Here, dat U Gees, Here, tot ons sal spreek, Here, sal vertroos, ons sal bemoedig en Here, ons sal versterk, sodat U die eer daarvoor kan ontvang. Seën ons ryklik in hierdie oomblik met U woord, in Jesus se naam. Amen. Vriende en familie, soos wat julle weet, is ons besig met die hier en nou reeks. En die hier en nou reeks is ons blou reeks, dit is ons emosionele gesondheid reeks, dit is ons emosionele welstand reeks wat ons in die verlede gedoen het. En ons doen gewoonlik hierdie reeks in September maande. En die rede hoekom ons juist dit in September maande doen is want mense is so aan die einde van die jaar moeg. Mense is so aan die einde van die jaar moedeloos en ons sien dit. Ons weet dat navorsing wys vir ons dat selfmoordsterftes is of selfdoodsterftes is die meeste in September maande. En ons het hierdie jaar besluit om die reeks vroeër te doen, om mense juis voor te berei vir September maande, om mense juis nou al te versterk en te bemoedig, sodat hulle reg is vir wanneer die uitdagings kom van moedeloosheid, die uitdagings kom van vrees en van angs. En dit is ook waaroor ek vanmôre gesels, en vandag praat ek vanmôre met jou oor vrede. As jy nie laas Sondag se boodskap gekyk het, wat die eerste boodskap van hierdie reeks is, nooi ek jou persoonlik uit om wel so te doen, want dit is ook 'n boodskap wat vir jou bedoel is. En vandag praat ons en ons sluit aan met ons boodskap van vrede by laasweek se boodskap, en ons praat oor die vrede wat in ons moet wees. Ek en jy moet vrede beleef. En as ek vandag vir jou vra, is daar vrede in jou op hierdie oomblik, in jou lewe, in jou familie, in jou gesin, met jou verhoudinge, is daar vrede in elke aspek van jou lewe, is daar vrede tussen jou en God, dan is dit 'n vraag waaroor ons moet eerlik wees. En as die antwoord nee op daardie vraag is, as daar nie vrede in jou lewe is, dan is die teenpoolvraag sekerlik dan die vraag om te beantwoord, wat maak jou benoud en angstig? Wat maak jou onrustig? Wat is die dinge wat vir jou moeilik is om mee vrede te maak? En ek en jy moet gaan kyk na ons persoonlike kontekste. Daar's 'n paar kontekste waarna ons kyk, en een van die belangrikste kontekste is ons persoonlike kontekste. En ons persoonlike kontekste kan maak dat ons angstig kan wees, dat ons nie vrede kan beleef nie. Byvoorbeeld, as daar angs is,
angs is as gevolg van kanker of siekte, is daar nie vrede in ons lewens nie. So siekte is verseker een, en dan kan dit natuurlik ook binne ons persoonlike konteks natuurlik finansiële druk wees, as jy finansiële druk binne jou besigheid het of jou persoonlike begroting het, of dit kan werkloosheid wees, dat jy sukkel vir jare om werk te kry, dat dit vir jou moeilik is, omdat jy vir jare deur en deur CV's uitstuur en jy kry net nie 'n geleentheid wat vir jou oopbreek nie, en dit kan ook angs in jou lewe veroorsaak. En natuurlik is daar verhoudingsprobleme wat ook maak dat ons binne ons persoonlike konteks baie angs kan beleef en dat ons onrustig is. En dan kyk jy na jou sosiale konteks. Dis nou persoonlike konteks, en dan jou sosiale konteks is jy dalk bang vir kritiek en dit bring angs in jou lewe. Of binne jou sosiale konteks is daar probleme met vriende en jy het nie naby vriende nie, en dit maak dit vir jou moeilik dat jy alleen die pad stap, of jy's angstig want jy moet voor mense praat. Dit kan ook wees dat jy nie vrede in jou lewe het nie, en jy sukkel om voor ander mense te kommunikeer of om jouself uit te druk rondom dit. En dan het jy natuurlik ook 'n ander konteks. Jy het jou persoonlike konteks, en natuurlik weet ons jou sosiale konteks, en dan het jy ook jou werkskonteks of jou skoolkonteks wat ook belangrik is. En wanneer ons eerlik met mekaar is, kan dit ook druk in ons lewens verseker veroorsaak. Dan kan jou werkslading, dit kan maak dat jy angstig is, of jou verantwoordelikhede, jou pligte wat jy ook natuurlik het. En dan is daar ook jou gesinskonteks. Hoe gaan dit by die huis? Is daar probleme by die huis wat dit dalk vir jou moeilik maak? Dalk in jou huwelik, en dit kan maak dat jy binne daardie konteks baie angs beleef. So angs manifesteer, en angs manifesteer op verskillende wyse, aanhoudende bekommernisse. Ons hoor van mense wat maagseer het, ons hoor van mense wat rusteloos is, wat nie vrede in hulle gevoelens het nie, wat ongemaklik elke dag deur die dag gaan, benoud deur die dag gaan. En angs manifesteer deur slaapprobleme, mense wat sukkel om deur die nag 'n vol nagrus slaap te kry, want hierdie angs oorweldig hulle. En natuurlik is daar ook sweet en vinnige hartkloppings wat ook resultate is van angstigheid en wat ook die gevolge daarvan is. So angs is op een of ander manier so deel van ons lewens, en dis belangrik dat ons hieroor moet praat. En ek het met die vraag geworstel toe ons na die temas gekyk het oor hoe praat ek vandag, hierdie spesifieke dag, oor angs, as vandag juis 'n dag is waar ons moet fees vier, 'n dag moet wees waar by ons moet stil staan met dankbare harte. En toe wys die Here vir my eie angs wat ek beleef het. Deur hierdie tyd van 'n fees wat voorberei moet word, van 'n terrein wat voorberei moet word, van 'n kantoor wat geskuif moet word, van klomp dinge wat moet gebeur en in plek moet val. En ek moes eerlik met die Here gewees het oor die angs wat ek beleef, en toe weet ek, vandag preek ek nie net vir jou nie, maar ook vir myself. En een van die psalms wat my bygeval het, is Psalm 42, waar die psalmdigter ook worstel met sy benoude oomblik. En jy en ek het sulke benoude oomblikke. Maar hier by hierdie psalmdigter, en in hierdie psalm sien ons wat ons met ons benoude oomblik doen. So daarom vat ek jou op reis en lees ons Psalm 42 saam, en ons kyk na die eerste 12 verse saam. Mens, waarom is jy so in vertwyfeling? Vir die koorleier 'n gedig van die Koragiete. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou?
As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God. Voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het, met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Uit my vertwyfeling roep ek na U, hier van die Jordaan gebied van Hermonberg, van die klein berg af, waar die waters teen mekaar raas en die waterstrome bruis. U het golf na golf voor my laat slaan, tog sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk, en sal ek selfs in die nag 'n lied vir hom sing, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rots, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Dit sny deur my hele wese as my teenstanders my spot en dag na dag vir my sê, en waar is jou God nou? Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en hy is my God. Wat ons hier optel is dat angs kan maak dat jy dink God het van jou vergeet. Die hele kan hom verskyn. Angs kan maak dat jy dink God het van jou vergeet. En die ding rondom hierdie angs is dat dit maak asof jy ver van God is. Wat ons in hierdie psalm optel is dat die psalmdigter dink terug aan die dae toe hy fees gevier het. Hy dink terug toe hy naby God was en nou is hy ver van God, want in sy kop is hy ver van die teenwoordigheid van God, want hy is nie naby die tempel nie. En hy dink terug aan die dae toe hy naby die tempel was, en dis Ou Testament, so ons weet dat hulle verstaan het dat God net binne daardie plek was, binne die tempel was. Vandag verstaan ons dat God hier is, maar in vandag se realiteit en konteks kan dit ook wees dat ons ook dink ons is ver van God, want angs bring afstand tussen ons en God. As jy met angs sukkel en worstel en benoude oomblikke ervaar, is die vraag wat jy mee eintlik moet worstel is, waarom dink jy is God ver? En ons sien in hierdie psalmdigter dat hy dit verklaar en verduidelik dat daar baie negatiewe twyfelgedagtes deur mense kop maal. En jy sê dalk ek gaan nie deurkom nie. Jy sê dalk ek gaan dit nie maak nie. Jy sê dalk ek kan nie dit doen nie. En dan sê God, maar jy gaan dit maak. Dan sê die Here, jy gaan deurkom. Alles gaan uitwerk. Ek gaan jou versterk. Jy sê ek is moeg. Dan sê die Here, ek gee vir jou nuwe krag. My genade is vir jou genoeg. Sien, angs maak dat ons begin wonder. Waaroor wonder jy dalk in jou lewe? Wat is die dinge waaroor jy baie wonder? Ek wonder. Ons hoor dit so baie. Ek wonder of ek daarby gaan uitkom. Ek wonder of ek dit gaan maak. Waar geloof sê ek weet. Vat angs ons na 'n plek van wonder toe, want jy's onseker. As jy wonder, is jy onseker oor hoe gaan die pad vorentoe lyk. En geloof moet in die plek van onsekerheid wees. Geloof moet in die plek van wonder wees. Want as jy wonder, dan begin jy te worstel met wat as. As jy begin wonder, dan vra jy ook die vraag, wat as? Wat as dit gebeur? En soos ek al baie gehoor het, en jy ook, wat as is verbrande hout? Wanneer jy dink aan wat as dit so uitwerk, ons kan nie met dit werk nie, want dit is nie 'n gegewe nie. Wat wel 'n gegewe is dat God sê, maar ek het jou lief. Dat God sê, my genade is vir jou genoeg.
En in hierdie psalm sien ons dat die psalmdigter uit sy plek van vertwyfeling kom by die realiteit dat ek my vertroue op God moet stel. Daardeur probeer ek nie sê dat ons nie moet wonder en nie moet vra nie. Daardeur probeer ek nie sê dat ons nie angstige oomblikke moet beleef nie, maar die vraag is, wat maak jy met jou wonder? Wat maak jy met die wat as vra? Wat maak jy met jou twyfel? Wat maak jy met jou angs? Kan jy deur dit, kan dit die voertuig word dat jy by God uitkom? Deur jou angs van jou siekte. Kan dit die voertuig word dat jy by God uitkom? Deur die angs van finansiële druk, kan daardie finansiële druk die rede wees dat jy God ontdek? Daardie angs en daardie verhouding, kan daardie verhouding die rede wees dat jy weer jou vertroue op God stel? So angs en benoude oomblikke roep ons om ons kop te draai weg van ons situasie en van die omstandighede af na God toe. En dit is wat in hierdie psalm gebeur. En daarom worstel die psalmdigter met die vraag, waarom kerm ek so? En dit is glad nie negatief gestel nie. Ons Afrikaners kan baie kla en kerm, maar ons moet by 'n plek kom waar ons vir onsself ook vra, waarom kerm en kla ons so? Hoe die psalmdigter dit stel is, hy breek homself nie af omdat hy kla en kerm nie, maar hy vra homself oor, waarom stel ek nie my vertroue in God nie? En dis die beweging wat moet plaasvind. Die pendule moet draai. Ons moet die teleskoop omkeer en ons moet reg kyk, reg fokus. So ons grootste stryd is nie ons omstandighede nie. Daar gaan dinge gebeur wat gaan maak dat ek en jy benoud raak, angstig raak. Wanneer salarisse betaal moet word, jy gaan benoud raak in sekere tye. Ek sê 'n doemprofeet vermoede nie, maar daar kan dinge in jou lewe gebeur wat maak dat jy benoud is. Wanneer jy 'n gesprek, 'n koffieafspraak met iemand moet hê, dit kan angs in jou lewe veroorsaak. Daardie vergadering waarna jy opsien, dit kan angs in jou lewe bring. Maar die vraag is dat jy jouself moet afvra, dat jy eerlik moet wees oor, kyk jy in jou omstandighede vas, of kom jy deur die omstandighede by God uit? Want die grootste probleem is nie ons omstandighede en wat rondom ons gebeur nie, maar ons grootste uitdaging is wat binne ons gedagtes gebeur. Ek wil dit herhaal, ons grootste uitdaging is nie wat om ons gebeur nie, maar wat binne in ons gebeur. Daarom sê die psalmdigter dat ons moet onthou dat ons vertroue op hom moet stel. En vandag wys studie en navorsing vir ons dat dit wat die woord sê so waar is. Hulle het 'n studie gedoen in Pennsylvania by die Universiteit van Pennsylvania. En hulle het bevind die studie het in die vroeë 2000s plaasgevind en twee professore het bevind dat slegs 8.6% van dit waaroor jy en ek bekommerd is, gebeur werklik. 91.4% gebeur nie van ons bekommernisse nie. 91.4% van ons bekommernisse speel nie eers af nie. Slegs 8.6% van ons bekommernisse. Wat dit vir ons dui is dat ons bekommer ons oor dinge wat moontlik nie eers gaan gebeur nie. En dit sê nie vir ons dat ons nie bekommerd moet wees. Die bekommernisse kan ook goed wees, soos ek gesê, dit kan ons ook by die Here uitbring. Bekommernisse kan maak dat ek en jy verantwoordelikheid neem vir iets, vir 'n taak en dit doen.
Waaroor hierdie boodskap van bekommernisse gaan is wanneer dit 'n negatiewe impak en invloed in jou lewe het. Wanneer ons praat van doodsbenoude angs, dat jy sê dat ek weet nie hoe ek gaan deurkom nie, hoe ek dit gaan maak nie. Waarvan ons hier praat is bekommernisse en angs wat jou wegvat van God af. Ons praat nie hier vanmôre oor angs en bekommernisse wat jou nader bring aan hom nie. Ons praat vanmôre hier oor die negatiewe, doodsbenoude oomblikke in jou lewe. Wat maak jy in daardie oomblik? Wie beheer jou stres en wie beheer jou angs, jou vrese? Wie beheer dit? Jou geloof. Dis belangrik dat ek en jy moet weet dat God wil ons stres en ons vrees en ons angs beheer. Daarom praat hy in sy woord daaroor. En hy wil hê ons moet met dit na hom toe kom. Ek haal vir ons Psalm 94 aan vanaf vers 17 wat sê, as die Here my nie gehelp het nie, was die stilte van die graf seker al my tuiste. Toe ek gedink het, my voete gly, het die troue liefde my regop gehou, Here. Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het die vertroosting my tot rus gebring. Wat hierdie psalmdigter vir ons sê, is dat die Here wil ons help. Die psalmdigter sê nie dat ons nie hierdie oomblikke gaan beleef nie, maar wanneer ons hierdie oomblikke het, wil die Here ons help en bystaan. Vers 17 moet 'n vers wees, en hierdie psalm moet 'n vers wees, dit moet ons kreet wees, wat sê dat die Here het my gehelp. Ons moet vir mekaar ook sê, as die Here my nie gehelp het nie. En dit is so waar vir ons, as die Here ons nie gehelp het nie, was die stilte van die graf seker al my tuiste. Want ek en jy beleef hierdie doodsbenoude oomblikke, hierdie donker graf oomblikke in ons lewens, en ons weet dat net die Here kan ons daardeur help. So die Here wil ons help, en ons moet hom vereer dat hy ons bystaan en ons ondersteun. Ek sê so gereeld vir mense wat voor my sit, dat 'n dominee en 'n pastoor en 'n sielkundige en 'n beraader gaan jou nie kan help nie. En ek stel dit nie negatief nie, maar ons moet nooit ons vertroue in 'n persoon stel nie, maar ons moet ons vertroue in die Here stel. Net die Here kan ons help. As die Here ons nie gehelp het nie, was die stilte van die graf sekerlik al my tuiste. Dan vers 18, toe ek gedink het my voete gly, het die troue liefde my regop gehou. En dan spreek hy uit Here, want hy sê dit as 'n gebed. Op die einde van die dag gaan dit daaroor, laat God ons regop hou, te midde van storms, te midde van benoude oomblikke, te midde van angs en vrees en van twyfel. Hy is die een wat ons versterk en regop hou. En dan vers 19 wat sê, toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring. Wat bring vertroosting vir jou? Is dit dalk drank? Is dit dalk verslawing wat dalk vir 'n kort oomblik vertroosting bring? Ontsnap jy op 'n manier uit hierdie realiteit van jou probleme en jou druk? Wat doen jy in die donker waarvan niemand weet nie om vertroosting te kry? Dalk het jy nodig om heeltyd so besig te wees met 'n besige program, want dit bring vir jou vertroosting vir die onrus in jou. Of dalk skuif jy fokus na jou kinders toe of na vriende toe, want hulle bring vir jou vertroosting. Of dalk kan dit wees dat jy dink jy moet niks doen en jy onttrek, want dit bring vir jou vertroosting. Wat die psalmdigter hier vir ons sê, is dat ons vertroosting in die Here gevind moet word. En Paulus sluit daarby aan wat vir ons sê in Filippense 4 vers 6 tot 7, hy sê moet oor niks besorg wees nie, en die vrede van God sal julle harte en julle gedagtes bewaar in Christus Jesus.
So op die einde van die dag gaan dit daaroor dat Christus vir ons vrede bring. Dat ons vertroosting by hom moet vind en dat sy vrede oor ons gedagtes moet heers. Maar dit gaan vra dat ons gedagtes van benoudheid na hom toe moet neem. En Paulus skryf ook daaroor in sy Korintebrief in 2 Korintiërs 10 vers 5 lees ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. So dalk vra jy vandag, maar wat maak ek met my angs? Wat maak ek as ek benoud is? Jy neem daardie gedagte in gebed na Christus toe. En jy maak daardie gedagte onder Christus gehoorsaam. Elke gedagte wat jou verder van God kan neem, vat jy eerder na hom toe en daai gedagte kan jou nader aan hom bring. Ons moet elke gedagte onder hom gehoorsaam maak. Wat beteken dit om dit aan hom gehoorsaam te maak? Dit beteken jy maak dit gehoorsaam aan die waarheid en nie aan die leuen nie. Die duiwel, die Satan, die versoeker, is die vader van die leuen. Ons maak nie ons angs gehoorsaam aan hom nie, maar ons maak ons angs en ons gedagtes gehoorsaam aan Christus wat die waarheid is. Ons bring ons gedagtes na hom want hy wil vir ons vertroosting bring. Wanneer ons voel ek is bang, dan sê hy vir ons ek is met jou. Wanneer ons voel ek is alleen en eensaam, dan sê hy vir ons my gees is in jou. Ek is alomteenwoordig. Wanneer ons sê ons kan nie, ons is nie sterk genoeg nie, dan sê hy my krag is genoeg. Wanneer ons sê ons sien nie uitkoms nie, dan sê hy my genade is genoeg. Daarom maak ons gedagtes gehoorsaam aan Christus. Want ons moet die waarheid ontdek, hy moet die waarheid vir ons openbaar en oopbreek, en ons moet die waarheid by hom hoor, en wegbeweeg van die vader van die leuen af, wat maak dat ons doodsbenoude angs oomblikke beleef. En dan sal ons sien dat God is my helper, net hy kan my help. En God bring kalmte in my gemoed, God bring rus in my onrus, en God bring hoop wanneer ek moedeloos voel. Matteus 11 vers 28 tot vers 29 wil ek ook voorhou, want dit is die grootste en belangrikste uitnodiging wanneer ons in benoude oomblikke is. Dit is 'n uitnodiging wat Jesus self gemaak het. Nie 'n skrywer nie, maar Jesus self. En Jesus nooi ons uit. Hy sê kom, bring dit. Want dit kan hom nie oorweldig nie. Hy het dit reeds oorwin aan die kruis. Daarom sê hy tetelestai, dis volbring aan die kruis. Hy sê bring jou angs, kom daarmee na my toe. Moenie bekommerd wees nie. Jy wat uitgeput en oorlaai is, wat oorweldig is. Ons gebruik nou net nie meer die woord oorlaai nie. Ons sê net I'm overwhelmed, ek's oorweldig. Hy sê jy wat oorweldig is, kom na my toe. Jy wat uitgeput is, kom. Dis 'n uitnodiging en ek sal julle rus gee. Dis 'n belofte. En dan sê hy, neem my juk op en leer van my. En hoekom hy sê leer van my? Want hy sê kom leer wat dit is om met jou angs en met jou vrees na my toe te kom, met jou benoude oomblikke na my toe te kom. Hy sê bring dit na my toe. Want ek is sagmoedig en nederig van hart, menende sy hart reik uit na my en jou toe. Sy hart bloei vir ons, sy hart soek ons, sy hart roep ons. En dan die belofte, weer eens, eintlik die beklemtoning van die belofte, en julle sal rus kry vir julle gemoed. So dalk is die vraag vanmôre nie, wat maak jou so onrustig nie? Dalk is dit nie die vraag wat ons moet beantwoord nie. Dalk is die vraag eerder, waarom is jy so onrustig?
En wanneer ons mooi gaan dink oor hierdie vraag, dan besef ons, dit kan maar kom. Die wat kan maar daar wees. Die omstandighede kan maar plaasvind. Die wat kan gebeur. Ons sal sterk staan en ons vertroue in hom stel. So die vraag is nie, wat maak jou so onrustig nie, maar die vraag is, waarom is jy so onrustig? Dis die vraag vir ons as gelowiges. Ons moet ons vertroue op hom stel. Dis die antwoord op die vraag, waarom? As ons daardie vraag beantwoord, dan kan ons eerlik vir mekaar sê, dat ons dit nie nodig om angstig te wees nie. En dan sal ons soos die psalmdigter ook by 'n plek van benoudheid begin en deur beweeg na ons vertroue in hom. So die vraag vanmôre is, waarom is jy so onrustig? Waar in jou lewe moet jy hierdie vraag inbring? Waar in jou lewe moet jy dit beantwoord? Waar in jou lewe het jy sy vrede nog nodig? As jy nou aan iets gedink het terwyl ek dit gevra het, is dit dalk die besef dat jy nog nie dit onder hom gehoorsaam gemaak het nie. En daardie dit is die stippellyn. Daardie dit is die gap. Daardie dit is waaraan jy gedink het. As jy onrustig is oor werksomstandighede, dan is dit tyd dat jy dit na hom toe bring. Dat jy daardie vrees en daardie angs, daardie gedagtes oor dit aan hom moet gehoorsaam maak. As dit is oor jou besigheid, dan moet jy daardie gedagtes, daardie bepaalde gedagtes oor jou besigheid aan hom gehoorsaam maak. As dit is oor 'n verhoudingsprobleem, wat ook al daardie bepaalde gedagtes is, maak dit aan hom gehoorsaam. Dan sal die vraag nie meer die wat wees nie, maar eerder die waarom. Ek gee vir jou 'n oomblik om net te reflekteer oor hierdie boodskap en in gebed net vir hom te sê, Here, hier is 'n ding in my waaroor ek nog nie vrede het nie. Neem dit. Ek maak dit gehoorsaam onder Christus. Ek bring hierdie benoude gedagtes, hierdie donker plek na U toe en ek vra dat U helder lig daarop sal laat skyn, dat ek die waarheid binne in dit sal ontdek, dat Christus ook daardeur verheerlik sal word en sigbaar aan die lig sal kom, dat U die eer sal kry vir my benoude oomblik, vir my twyfel en vir my vertwyfeling. Ek gee vir jou 'n oomblik om eerlik te wees met die Here, die een op wie jy dit kan bring. Kom ons word stil. Here, daar is soveel gedagtes wat nou opgegaan het na U toe. Ons bid, Here, dat U elke gedagte sal gevange neem en dat U dit onder Christus gehoorsaam sal maak. Dat U ons sal help om dit na Christus te bring, aan die koning, die heerser, die een wat alle mag op aarde het, alle mag in die heelal het. U seun wat self God is. Dankie, Here, dat ons hom kan ken, ons hom kan loof en kan prys en kan aanbid, en dat ons ook, soos die psalmdigters, Here, by 'n plek kan kom waar ons ook kan sê, Here, ons bring
dit wat ons pla na U toe. En ons stel ons vertroue op U, want U bring vir ons vrede. Here, mag U vrede oor ons gedagtes die wag hou, dat die duiwel nie sal kom met sy vrees en sy twyfel en sy angs en sy negatiewe gedagtes nie. Maar Here, dat ons vertroue op U sal stel, Here, die waarheid sal ken en die waarheid sal uitleef. Dat ons met die waarheid, Here, die pad, die geloofspad saam met U sal stap. Ons bid dat ons dit ook so met mekaar sal stap, dat U ons sal dra, dat U ons sal versterk en sal bemoedig. En Here, dat U die waarheid oor elke benoude oomblik sal spreek, Here. En dat ons, Here, styf sal vashou en sal hou aan U woord en aan Christus. Mag daar vrede, Here, oor ons lewens wees, oor die totaliteit van ons lewens, en mag ons U verheerlik vir alles wat U vir ons moontlik maak, vir elke deurbraak, vir elke oorwinning, vir elke uitkoms. Ons vereer U in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan as jy gemaklik daarmee is en kom ons verheerlik sy naam. Die genade val my nooit nie. Al my dae is ek veilig in U hand. Van die oomblik wat ek opstaan tot ek weer gaan lê, sal ek sing oor die goedheid van God. My lewe lang is U getrou, Heer. My lewe lang is U net so goed. Met elke asem wat ek oorleef, sal ek sing oor die goedheid van God. Die stem het ek lief, deur die vuur Heer lei my, in die donker nag, naby my soos niemand anders. Ek ken U as 'n Vader, ek ken U as 'n vriend, en ek leef in die goedheid. My lewe lang is U getrou, Heer. My lewe lang is U net so goed. Met elke asem wat ek oorleef, sal ek sing oor die goedheid van God. Die goedheid het volg my, waar ek ook gaan, volg dit my. Die goedheid het volg my, waar ek ook gaan, volg dit my. Met my lewe hier aan U oorgegee, my alles net vir U. Die goedheid het volg my, waar ek ook gaan, volg dit my. Die goedheid het volg my, waar ek ook gaan, volg dit my. Die goedheid het volg my, waar ek ook gaan, volg dit my. Met my lewe hier aan U oorgegee, my alles net vir U. Die
ek ook gaan volg met my. Lewe lang is U getrou, Heer. Lewe lang is U net so goed. Met elke asem wat ek hoor, sal ek sing oor die goedheid van God. Lewe lang is U getrou, lewe lang is U net so goed. Met elke asem wat ek hoor, sal ek sing oor die goedheid van God. Sal ek sing oor die goedheid van God. Sal ek sing oor die goedheid van God. Ek herinner julle net aan die groentepakke wat beskikbaar is vir behoeftige gesinne. As jy self 'n behoefte het of jy iemand wil neem wat 'n behoefte het, dan herinner ons julle ook net aan die plaasmark. Na afloop van die byeenkoms sal daar produkte beskikbaar wees vir koop, en dan vra hulle net dat ek net dit onder julle aandag sal bring, dat melktarte teen R30 te koop is. Ontvang so ook net die seën van die Here daar waar jy is. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van ons Vader en die gemeenskap en die vertroosting van die Heilige Gees met jou wees. Mag sy vrede die wag hou oor al jou gedagtes. Mag sy vrede oor jou lewe geskryf wees en mag jy lig en hoop in 'n donker wêreld gaan wees, omdat jy sy vrede ken, omdat jy sy lig ken. Gaan en gaan leef met sy vrede. Amen. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die heerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog verhewe, hy regeer vir ewig. Daar's 'n koning wat regeer, die soem van sy kleed al die tempel. Ons leier in oorwinning, dis hy self wat voor ons uit sal gaan. Al uit alles uit beheer, is hy steeds op die troon van genade. Koninkryke wankel, maar die wat op die rots is sal bly staan. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die heerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog verhewe, hy regeer vir ewig. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die heerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog verhewe, hy regeer vir ewig. Come, Spirit